Ananias kniel nog so in gebed, met die twyfel op sy lippe, toe die Here hom stil maak. Gaan, want Saulus is 'n uitverkore werktuig van my. Net een sin, geen onderhandeling nie. En Ananias gaan. Toe die Here hom stuur, toe gaan hy oor tot aksie. 4 mense het die afgelope week voor ons oë verbygestap, in Handelinge hoofstuk 8 en 9. Onthou vir Filippus, hy laat 'n baie suksesvolle sending uitreik in Samaria agter, om alleen langs 'n onbekende stofpad te gaan staan. Die Here stuur hom, hy gehoorsaam die Gees. Dan is daar die Ethiopiër, wat te vreemd, te ver en te anders was, om ooit ingesluit te word, selfs in godsdienstige kringe. En Saulus, wie se verlede te bloedig was om vergewe te word. Ons 4de karakter is Ananias. Sy vrees was eenvoudig te reëel, te werklik en te legitiem om geïgnoreer te word. 4 grense: geografie, kultuur, verlede, vrees. En nie een van hulle het stand gehou nie. Ons lees hierdie getuienisse asof hulle oor uitsonderlike mense gaan, maar dit is nie waaroor dit gaan nie. Hier gaan dit oor 'n God wat deurbreek en oor gewone mense wat op 'n gegeewe oomblik besluit het om nie terug te deins nie. God steur hom nie aan mensgemaakte grense, ideologieë of sogenaamde stereotypes nie. Maar hier is waar dit ongemaklik raak. Baie van ons het reeds ons plek ingeneem. Ons is deel van 'n gemeente. Ons is ten minste op die lidmaatlys. Ons sit in 'n bank, party meer gereeld as ander, maar ons is nie vreemd vir geloofsbyeenkomste nie. Ons gee selfs 'n bydrae. Ons is teenwoordig en ons weet ons behoort. Eerens, dalk lank gelede, het ons voor die Here en 'n gemeente, 'n geestelike familie, 'n belofte afgelê. Plegtig het ons plek ingeneem. Maar 'n plek inneem en 'n plek vol staan is nie dieselfde ding nie, nie waar nie? 'n Soldaat wat sy pos inneem, staan daar. 'n Soldaat wat sy pos vol staan, hou dit. Teen druk, teen vrees, teen die versoeking om te skuif of weg te kruip. Hy is nie net teenwoordig nie, hy is verantwoordelik. Paulus skryf later in onder andere Efesiërs 4, dat die hele liggaam van Christus saamgevoeg word deur elke lid wat sy of haar Godgegewe verantwoordelikheid nakom. Elke lid, nie elke lid wat opdaag nie, elke lid. Die liggaam groei presies in die mate waarin sy lede hulle plek vol staan. Net soos 'n mens se liggaam, as een lid onaktief is, of staak, of net terughang, dan kan die liggaam nie gesond wees en floreer nie. Die vraag wat Ananias moes beantwoord, was nooit, kan God my gebruik nie? Die antwoord daarop was reeds gegee, toe die Here hom op sy naam geroep het. Die vraag was, sal ek my plek vol staan? Sal die Here my ja hoor en dit sien gebeur? Dit is nie 'n vraag oor talent of vermoëns nie. Dit is alleenlik 'n vraag oor gehoorsaamheid. Die grens wat vandag nog moet breek, is dalk nie Samaria of Damaskus nie. Dit is dalk net jou eie huis, jou eie hart of jou eie vooropgestelde idees. Kom ons bid daaroor. Here, vergewe asseblief my afwesigheid. Vergewe waar ek soms teenwoordig is sonder om betrokke te wees. Ek het my plek ingeneem, maar ek staan dit nie altyd vol nie. U het my op my naam geroep, soos u vir Ananias geroep het. Breek vandag ook die grens wat ek self opgerig het en maak my ook gewillig om te gaan, selfs wanneer ek nie die plan verstaan nie. Amen.